Lig van verskillende golflengtes is invallend op 'n metaaloppervlak. Watter een van die volgende grafieke toon die korrekte verwantskap tussen die maksimum kinetiese energie van die fotoelektrone, EK max, en die omgekeerde van die golflengte van die invallende lig, 1 op lambda? Die korrekte antwoord is C. Op jou formuleblad het jy die energie van 'n invallende foton wat gelyk is aan die arbeidsfunksie of die werksfunksie plus die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde fotoelektron. Nou as jy kyk na jou 4 grafieke, sal jy sien dat in al 4 gevalle is EK max op die y-as. So kom ons herskryf hierdie vergelyking sodat EK max in die plek van y is. En dan wat die energie van die invallende foton betref, het jy 2 opsies. Daar's een vergelyking waar dit gelyk is aan Planck se konstante maal met die frekwensie van die lig. Ons werk nie in hierdie geval met frekwensie nie. Die ander opsie is die produk van Planck se konstante en die spoed van lig gedeel deur die golflengte. En nou gaan ons daardie bloot daarin vervang en dan kry ons die vergelyking in hierdie formaat. En gerieflikheidshalwe herskryf ons hierdie vergelyking in die formaat y is gelyk aan mx plus c, en dan kan jy sien, op die y-as het ons die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde fotoelektron. Die gradiënt m is die produk van Planck se konstante en die spoed van lig. Nou dink gou-gou, Planck se konstante is 'n positiewe waarde. Die spoed van lig, 3 × 10⁸, dit is 'n positiewe waarde. Met ander woorde, die gradiënt van hierdie reguitlyn is positief. Met ander woorde, ons verwag 'n lyn wat diagonaal opwaarts wys. Dan x is 1 op lambda en die y-afsnit is negatief, die arbeidsfunksie. Ons het sopas gesê Planck se konstante en die spoed van lig is positiewe waardes. Met ander woorde, ons soek 'n positiewe gradiënt skuins opwaarts. Met ander woorde, B en D is outomaties verkeerd. As ons kyk na A, dan sien ons dat die y-afsnit gelyk is aan 0. En fisies gaan dit beteken dat die werksfunksie of die arbeidsfunksie gelyk is aan 0. In eenvoudige terme beteken dit dat geen energie is nodig om 'n fotoelektron vry te stel nie. Dis fisies onrealisties. So die korrekte antwoord is nie A nie, die korrekte antwoord is C.